Ja, Hemelse Vader, baie dankie dat dit U groot belofte is, dat U is altyd naby aan ons. En Here, in die woord spesifiek sê U daar waar 2 of meer in U naam vergader. Hier waar ons vandag by mekaar is, as 'n klomp broers en susters, hier is U op 'n besonderse manier by ons. Ag Here, gee dat ons vandag 'n groot ervaring sal hê van U teenwoordigheid. Here, dat die Heilige Gees vandag in ons harte en ons gedagtes sal werk soos wat ons die woord hoor, die boodskap hoor, en dat ons hier sal uitgaan en sê, die Here was vandag hier, die Here het vandag met my gepraat. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Daar is nog so 'n grappie in die NG Kerk. Wat ons sê, daar is 2 goeders waaroor 'n dominee nooit mag preek nie. Hy mag nie preek oor 'n uur nie, en hy mag nie preek oor geld nie. Dat eerste was 'n grappie hoor. Dominee mag nie preek oor 'n uur nie, en mag nie preek oor geld nie, want dis ongemaklik vir ons om oor geld te preek. Dis nie vir 'n dominee eintlik 'n lekker topik om oor te praat nie. En ek dink hier is altyd vir ons as lidmate lekker om daaroor te hoor, en dit is die hele probleem. Hoekom ons daaroor moet praat en preek. Mens kan tog nie in die kerk toe kom om boodskappe te hoor wat vir jou vertel oor hoe mooi jy is, en hoe lief die Here jou is, en hoe groot sy genade. Dit moet jy elke Sondag in elk geval hoor. Maar 'n mens moet ook die woord van die Here lees en hoor, om jou te rig, en jou te plaas, en soms is dit op 'n ongemaklike plek. Dalk spreek die Here jou op 'n besonderse manier aan. En ek weet nie of julle dit besef nie, maar as ek gaan lees maar weer die evangelies. Besef julle dat die onderwerp waar die Here Jesus die meeste gepraat het, was oor die koninkryk van die hemel, en die onderwerp waar hy die tweede meeste gepraat het, was geld en besittings. Die gelykenisse wat die Here Jesus vertel het, meer as die helfte van die gelykenisse van die Here Jesus gaan oor geld en besittings. Hoekom? Omdat die Here Jesus geweet het dat dit is een van die duiwel se kragtigste instrumente waar hy mense verlei om van die pad af bring, is deur geld en besittings. So, ons gaan vanoggend so 'n bietjie praat oor jou ware rykdom. Ons gaan begin deur saam te lees uit Matteus 19 vers 16 tot 24. Ek het so 3 gedeeltes wat ek gaan lees. Ons begin eerstens met hierdie een. Daar het iemand na hom, Jesus, toe gekom en gesê: "Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Hy het hom gesê: "Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie." "Watter gebooie bedoel jy?" het hy van hom gevra. Jesus het gesê: "Dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en die naaste soos lief hê soos jouself." "Dit alles het ek nagekom," het die jong man gesê. "In watter opsig skiet ek nog tekort?" Jesus het hom geantwoord: "As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê: "Dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as dit is as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God te kom." Tot sover. So die eerste vraag wat ek vandag vir jou wil vra, is jy 'n bewonderaar van Jesus Christus, of is jy 'n volgeling van Jesus Christus? 'n bewonderaar,
Engels woord se fan. En daar's 'n groot verskil. Weet julle, in hierdie wêreld is daar baie mense wat bewonderaars is van Jesus Christus. Hulle sien hom as iemand wat geseënd was met besonderse wysheid. Iemand wat goeie riglyne gestel het daar vir vrede. Iemand wat in sy lewe ook iemand gewys het dat hy vrede en liefde nastreef. Hulle bewonder vir Jesus. So het hierdie jong man ook stories van Jesus gehoor. En al die stories wat hy van Jesus gehoor het, het vir hom gesê, maar hierdie is iemand na wie ek graag wil gaan luister. Hierdie is iemand by wie ek dalk iets kan gaan leer. Ek bewonder nogal hierdie Jesus, al die goed wat ek gehoor het. En toe hy by Jesus kom, en hy vra vir hom een vraag oor die ewigheid. Toe kry hy nou 'n antwoord waarvan hy nie hou nie. Toe hoor hy maar, jy moet 'n bietjie opoffer. Jy moet 'n bietjie opoffer. En dit is waar die groot verskil kom tussen 'n bewonderaar van die Here Jesus en 'n volgeling van die Here Jesus. 'n Volgeling moet bereid wees om sy kruis op te neem. Moet bereid wees om homself te verloon. Moet bereid wees om sy eie wil prys te gee om Jesus se wil uit te voer. Liewe vriende, Jesus soek nie bewonderaars nie. Hy soek nie TikTok en YouTube likes nie. Hy soek disippels, volgelinge, mense wat agter hom sal aangaan, mense wat bereid sal wees om op te offer. Hulle eie gerief, hulle eie gemaak, hulle besittings om aan God gehoorsaam te wees. So ja, in hierdie wêreld is daar waarskynlik baie meer bewonderaars van Jesus Christus as wat daar volgelinge is. Jesus soek volgelinge. En dit gaan nie oor geld en besittings nie, dit gaan daai jong man. Jesus het na sy hart gekyk, hy het sy hart getoets. Daar staan, as jy volmaak wil wees, die Here Jesus weet niemand van ons is volmaak. Die Here verwag nie dat ons nou alles wat ons het moet gaan verkoop en soos bergies en swerwers met rondswerwing van die hand tot die mond moet leef nie. Maar hy wil weet, is ons bereid om iets prys te gee om hom te volg. Wat maak geld gevaarlik? Waarom het Jesus so baie daaroor gepraat, so baie daaroor gepreek? Ons gaan ons volgende gedeelte lees, dit kom uit Lukas 12 van vers 15. Toe sê hy, Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie meer plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het hom gesê, jou dwaas. Vannag nog sal die lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Wat maak geld gevaarlik? In die eerste plek, geld is verslawend. Geld is verslawend. Dis soos dwelms en drank en dobbel en pornografie en noem nog kafeïen en chocolates en noem al die goeders waaraan mense verslaaf word. Jy kom op 'n punt, dan soek jy net nog meer. Daar's nie 'n versadigingsvlak nie. Die wat al te doen gekry het met mense wat verslaaf is aan byvoorbeeld dwelms, sal weet, 'n ou gebruik 'n sekere hoeveelheid dwelm tot op 'n tyd en dan is nie meer genoeg nie. Dan is daai dwelm maak nie net so lekker soos hy altyd gemaak het. Dan moet hy 'n bietjie meer vat. En dan is dit eers weer alright vir 'n tyd, maar dan moet hy weer later met 'n bietjie meer vat en 'n bietjie meer vat en so beland in 'n moeilikheid. En met geld is dit ook. Met die sondeval het die duiwel iets in ons harte wakker gemaak dat ons het net nooit genoeg nie.
En maak nie saak hoeveel jy het nie, jy sal altyd net deurkom. Ek wil amper vir jou waarop gee is. Ons kan 'n bietjie droom, as iemand nou vandag na jou kom en sê, luister, ek het oogloos te veel geld, ek gaan van nou af vir jou 'n verhoging gee in jou maandelikse inkomste, ek gaan vir jou elke maand R100,000 gee. Julle sal dit allemaal lekker wees. Julle, dit sal allemaal lekker wees. Dink net wat jy alles kan doen met R100,000 in 'n maand, nee. Vir jou lekker groot huis koop, 'n strandhuis. Ek weet nie wat, dalk 'n deftige fancy kar, ek weet nie wat mense met so baie geld wil koop nie. Ek moet nooit so baie geld hê. Maar ek wil vir jou sê, na so 'n jaar of 2 wat nou goed gaan, dan gaan nou begin sê, ek wens net, dit was so R10,000 meer. As dit R110,000 ek is nou net hierdie ding wat ek so 'n bietjie kort kom, wat ek eintlik ook nog wil hê, maar ek het nog so 'n bietjie meer geld nodig. Dan sal hy nog meer hê. Ek het op skool in matriek R20 sakgeld per maand gekry. En nou weet ek iets van die kinders wat die sit en sê, ja, doen nie, maar dit is daar in die jaar toet. Jy kon vir jou 'n kar gekoop het met daai. Nee, ek is nie so oud nie. Om 'n bietjie perspektief te gee in my matriekjaar, as jy wil gaan fliek, het dit R15 gekos vir 'n fliek. So wat beteken dit? Dat as ek 'n meisie wil gevat het na 'n fliek toe, dan moes ek 2 maande lank spaar. En dit is die rede hoekom ek nooit 'n meisie op skool gehad het. That's my story and I stick to it. Maar hier is die ding met daai R20 in 'n maand het ek hier. Toe gaan ek universiteit toe, eerste jaar toe kry ek R50 'n maand. Julle, dan kan ek nou al 'n meisie uitvat vir 'n fliek. OK, dan moet ek nou eers nog 'n maand weer wag voor ek nou weer iets kan weet, maar dit was baie vinnig, wil ek sê, was 'n maand, toe is daai R50 alweer te min. Of kom ons sê dan nou net genoeg, want ou het geleer om daarmee oor die weg te kom. En dis meeste van ons kan eintlik oor die weg kom met wat ons het, maar as ons meer het, dan vinnig raak dit ook te min. Dit is verslawend. Die tweede probleem met geld is, dit skep valse sekuriteit. Mense wat baie geld en besittings het, besef nie hoe afhanklik hulle van die Here is. En dit sien ek sien ons gemeente het ons baie mense wat swaar kry, regtig swaar kry. En dit is my wonderlikste getuienis om by sulke mense te sit en te sien hoe dankbaar hulle teenoor die Here is vir alles. Dankie Here dat ek 'n dak oor my kop het. Dankie vir my bietjie pensioengeldjies. Dankie die dankbaarheid en die afhanklikheid waar hulle teenoor God leef is vir my 'n ongelooflike getuienis. By ryk mense, en hoor nou niks teen ryk mense nie, maar ryk mense raak maklik op 'n plek waar hulle gemaklik is. Het ek iets nodig? Ek gaan koop dit net vir my. Nee, dis nie nog van spaar of vir maande lank of dit is moeilik. Dis moeilik om jou afhanklikheid van die Here te besef elke dag as jy in oorvloed leef. En daarom gebruik Jesus die beeld van 'n naald. Dis makliker vir 'n kameel om deur 'n naald se oog te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van hemel te kom. Dis nie onmoontlik nie. Hierdie naald waarvan hulle praat, daar was 'n poort in Jerusalem, een van die poorte van Jerusalem. Sy naam was die naald van die oog. En dit was 'n baie nou poort, en die mense met kamele, wat kamele gehad het, het nie deur daai poort gegaan nie, want dit was 'n worsteling om daai kameel deur daai poort te kry. Hulle het eerder een van die ander poorte gebruik. Daai poort was net vir voetgangers en mense. Ek ken welgestelde mense, ek ken ryk mense wat so vrygewig teenoor die Here leef. Maar ek weet ook dis mense wat amper elke dag vir hulle self moet herinner waar dit vandaan kom. En dit bring my by die derde rede, die gevaar van geld is. Mense begin later dink dat geld en geluk is dieselfde ding. En die media, die TV en die advertensies wat ons kyk, help niks nie. Want al die advertensies het eintlik een boodskap
sê, as jy hierdie ding koop, dan gaan jy gelukkiger wees as wat jy is. As jy hierdie ding het, gaan jy beter af wees as jy dit nie het nie. Dit is vir die advertensies ons doen. Dit is hierdie ding van geluk en besittings. Dit is eintlik dieselfde, hoe meer ek het, hoe gelukkiger is ek. Ai, ons tyd is te min, maar dan wil julle die hartverskeurende stories vertel van bekende, beroemde mense, ryk mense, wat so ongelukkig was, en wat by hulle self hulle lewe geneem het. Eiendomsmagnate, wat net geld het hulle nie gelukkig gemaak nie. Daar's 'n mooi uitdrukking wat sê, die rykste mens is nie hy wat die meeste het nie, maar wat die minste kort. Hoor gou, kan ek dit weer sê, die rykste mens is nie hy wat die meeste het nie, maar hy wat die minste kort. In ander woorde, om tevrede te wees. Dis ou wat tevrede is, hy het die grootste kryter. Wat moet ons houding teenoor geld en besittings wees? Psalm 23 help vir ons daarmee. Daar staan, die aarde en alles daarop, die wêreld en wie daar woon, alles behoort aan die Here. Alles. Koos, toe presies in hy liedjie, wat ek het is net geleen. Alles wat jy het, my liewe vriende, kom van die Here af. Hy het dit vir jou gegee. Nou, weet ek, nie sal ons het sê, ja, nee, ek hoor wat jy sê, maar jy weet, ek werk ook hard vir my geld. Ek werk hard 8 ure 'n dag, ek staan vroeg op, ek werk tot laat. Dan wil ek vir jou sê, wie het vir jou daai werk? Wie daai werksgeleentheid geskep? Liewe vriende, my sakgeld wat ek gekry het, R20, is nie iets van my gegee. Ek moes gewerk daarvoor. Ek moes onkruid uittrek en ek moes gras sny en ek moes klompsige goeders doen. En dan is die vraag, wie laat die gras groei? En wie laat die onkruid omkom? Wie laat die reën val? Die Here. Die Here is die werk, is ons almal se werkskepper eintlik. Vriende, ek sien nou, terwyl ek gesels, ek net my foon kry, want hierdie tablet het nog nooit voorheen gebeur, sy battery is weer kompakter word. En dan, gelukkig, het mens altyd 'n backup. Ek wil vir julle 'n storie vertel van met my, wat julle nou baie sal geniet, toe Daniel so 4-5 jaar oud is, ek en hy eendag, en ons stop by die kafee om brood en melk te koop, en ek dink toe ek gaan hom 'n bietjie bederf, en ek koop vir hom 'n boksie Smarties. Ek self is ook baie lief vir Smarties. En kom in die kar, en toe ons wil ry, gee ek vir die boksie Smarties, dankie papa, en hy maak onmiddellik die pakkie oop, en ek hou dit so my hand, ek sê, Daniel, gee vir my 'n Smartie. Hy sê, nee, dit is myne. Maar ek kan maar die kar omgegooid van verontwaardiging. Ek het nou net vir my pakkie gekoop, met my geld. Nou wil ek een Smartie hê, hy sê, nee, dit is myne. Julle, en dink toe maar vrek weet die Here vir ons seker ook soms. Hy gee alles wat ons het hy vir ons gegee. En dan kom hy na ons toe en hy sê, luister, ek soek net 'n klein stukkie terug. Ek soek net 'n klein bietjie, gee net vir my ietsie van al daai wat ek vir jou gegee het. En dan sê hy, nee, myne. Ek het daarvoor gewerk, dis nie myne. Ja. So, wat wil God hê, moet ons geld maak. En nou gaan ons lees uit Markus 12, vers 41. Ekskuus, Markus 12, ja, ons gaan lees daar vers 41, ek het net gekom.
lees die deel gaan af verder so. Daar staan, Jesus het reg oor die offergawekis gaan sit, en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom, en 2 muntjies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het vir die disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi, as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. Liewe vriende, hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. En nou het my tablet regtig afgeslaan so. Ek kan van die PowerPoint werk. So, wat wil die Here hê jy moet bestel? Punt nommer 1, barmhartigheid. Wanneer daar's altyd mense wat slegter af is as jy. Dit is 'n ding wat ek al geleer het in die lewe. Maak nie saak hoe sleg dit jy gaan nie, daar's altyd iemand wat weet dit slegter gaan. En die Here gee vir ons sodat ons verander kan help. So dit is 'n groot deel. As jy die Here se liefde wil sigbaar maak, help iemand wat in nood is. Help hom uit jou oorvloed of uit jou karigheid, maar met wat jy het. En dan God se groot opdrag is sending, dat ons met die evangelie by mense uitkry. Dat in enige plek waar jy kan gee en die bydrae dat die Here se woord by mense uitkom, doen jy dit. Nou, julle wat hier sit, doen dit al klaar. Deur jou gewone dankoffer wat jy gee, 'n deel daarvan, en dit het julle vanoggend gesien, gaan vir 'n sinodale aandeel, betaal ons oorhuise node, en 'n groot deel daarvan gaan vir sendingwerk, gaan vir die sendingskole, die hospitale en die kinderhuise, wat die NG Kerk in Suid-Afrika en ook in ander Afrika lande. So ons gee al reeds vir sending, hy gee reeds vir sending. En dan die ander ding is, die Here vra, stel dit baie duidelik, dat hy wil hê jy moet vir die kerk gee. Dat jy moet 'n dankoffer na die kerk toe bring. En daai dankoffer dien 2 doele. In die eerste plek is dit jou dankbaarheid wat jy daarmee beskryf. Hoe sê jy vir die Here dankie? Ja, ons bid, ons sê Here Jesus, baie dankie vir dit. En ons probeer goeie dade doen en al die goeders is vir die Here wonderlik en mooi. Maar dan kom die Here en sê, luister, my kerk, dit is deel van my verlossingsplan vir hierdie wêreld. Ek wil die kerk gebruik om hierdie wêreld te wys hoe lief ek hulle het. En vir die kerk om dit te doen, het die kerk sekere middele nodig. En daarom vra die Here dat ons offers in die kerk kan bring. Vriende, 2 goedjies. Ek gaan nou vinnig, want ek het niks voor my nie. Maar die eerste ding rondom dit, wanneer ek kom by 'n dankoffer, vra mense, maar hoeveel, die Bybel praat van 'n 10de, ek dink 'n goeie riglyn is, maar dis 'n riglyn. Die Nuwe Testament se riglyn is wat sê die Here het 'n vrymoedige gewer lief. Die Here het 'n vrymoedige gewer lief. Ons moenie gee uit dwang nie, ons moenie geforseerd voel nie, ons moet gee vanuit 'n plek van dankbaarheid. En dan is dit 2 goedjies dat ou sê ek gee omdat ek dankbaar is en ek gee omdat dit 'n voorreg is. Is daar enigiemand hier wat daarvan hou om belasting te betaal? Julle hou daarvan net soveel belasting betaal as wat julle daarvan hou om tandarts te gaan. Klink dit vir my. Maar het julle ooit gedink wie betaal nie belasting in hierdie land nie? Mense wat onder 'n sekere inkomste het. Hulle betaal belasting. So dan word die feit dat ek en jy belasting moet betaal eintlik deel van 'n voorreg, want dit spreek van 'n sekere inkomste vlak waar ons leef. Dan al voel dit so staan en trek, is dit tog eintlik 'n voorreg om belasting te kan betaal. Nou weet ek hom. Nee, ek weet, dit is nie lekker om belasting te betaal in geval, as jy sien hoe ander mense met daai geld mors. Maar jy verstaan waar vandaan kom.
Julle verstaan wat ek vir julle probeer sê. Die feit dat jy belasting betaal, sê jy verdien 'n sekere inkomste. En dit is 'n voorreg. Om vir die Here te kan gee, om 'n dankoffer te kan gee, is ook 'n voorreg. Die Here gee vir jou meer as wat jy regtig nodig het. Die Here stel jou in staat om iets vir sy werk en sy kerk te gee. En dis die tweede punt waar ek wil bring, is daai dankbaarheid, en die tweede punt is 'n stuk toegewydheid. Dat 'n ou gee nie vir die Here met dit wat oor is in die einde van die maand nie. En ek dink dis die fout wat baie van ons maak. Ons gee, betaal alles en doen alles en dan kyk ons hoeveel het ons nou oor vir die Here. Dat 'n ou begin by die 10de of die hoeveelheid wat jy vir die Here wil gee. Dat daar ook 'n stuk dissipline, 'n stuk toegewydheid sal sê, 'n verbintenis. Here, ek verbind my in hierdie jaar elke maand soveel as 'n dankoffer te gee. En dan vertrou jy dat die Here vir jou daartoe in staat sal stel. Dis ook 'n oefening in vertroue, dat die Here sal voorsien. Ek het in my lewe nog nooit iemand teëgekom wat gesê het, ek het hierdie maand honger gely omdat ek te veel vir die kerk gegee het. Nog nooit nie. Vertrou dat die Here sal voorsien. As jy daar staan 2 Korintiërs 9:7, elkeen moet gee soos hy in sy hart voorgeneem het, nie met teensin en uitdaging nie, want God het die kleinmoedige gewer lief. Maar stel vir jou 'n doelwit, dit wil ek vir die Here gee. Gaan praat met hom, hoeveel dit moet wees. Dis tussen jou en die Here. Ek wil hier afsluit. En van myself af vir die Here net dankie sê dat hy vir my in staat stel om by te kan dra tot sy werk. Dat die Here vir my vertrou om te help om sy kerk te bou, ook deur my middele. En ek wil vir jou uitdaag en sê, bid vir die Here. Vertrou hom dat hy sal voorsien dat jy ook vir die Here kan gee. Julle, en daar's 'n stuk lekkerte om vir die Here te gee. Daar's 'n stuk lekkerte om jou kop te gaan neerlê en te weet jy het jou verantwoordelikheid teenoor die Here nagekom. En ek weet, dis van julle wat dit baie swaar gaan. Ek weet, dis van julle wat julle sente moet omdraai van die hand tot die mond leef. Vertrou die Here. Hy sal voorsien. Hy sal vir jou ook met genoeg voorsien dat jy ook vir die kerk iets kan gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir alles wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan leef met 'n vrygewige God wat vir ons kyk. Ja, Here, U sê U sorg vir die voëls in die lug en vir die blomme in die veld, tot U nie te meer vir ons nie. Dankie vir die getuienisse in hierdie gemeente van mense wat sê die Here sorg vir my. Here, vergewe ons dat ons so baie keer vasklou aan dit wat ons verdien, ons wêreldse besittings en geld, met 'n gesindheid van dis myne. Vergewe ons, Here, dat ons soms vergeet wie die goeie Gewer is. Vergewe ons, Here, dat ons soms suinig is, dat ons soms probeer miskyk ander mense se ellende en swaar kry. Ja, Here, jammer dat ons so dikwels net vir onsself kyk. Vergewe my, vergewe ons. Here, help ons om vrygewig te leef, om daar waar daar nood en ellende is, te help. En Here, gee dat ons altyd, U saak, U koninkryk, U kerk sal eers staan.